Hey almal, dis Amy en Tommy hier op die Clara, reg uit die hart van Namakwaland. Vandag gaan ons nie oor blom of myne praat nie, maar oor die mense dat hierdie plek 'n geliefde gemeenskap maak. Ja, want jy hoor altyd mense sê Namakwaland is groot, maar daar bly mos seker nie so baie mense nie, nê? Nie baie as jy dink hoe wyd die plek is nie. Die bevolking is so rondom 70,000 mense. Die meeste van hulle is bruin mense met 'n kleiner groep wit en swart inwoners. So, dis basies 'n plek waar almal mekaar ken. Dis soos een groot familie. Ja, jy kan amper so sê en dis deel van wat Namakwaland so spesiaal maak. Mense hier ken mekaar, help mekaar en dis al lank so. Jy sien, baie oud Namakwalanders het oor die jare heen verhuis na stede. Party woon deesdae in plekke soos die Kaapse Weskus, Kaapstad, Kimberley, Gauteng en oral in Suid-Afrika, asook oorsee. Maar almal wat weggetrek het, bly altyd trots op waar hulle kom vandaan is. Ja, jy hoor sommer gou as iemand Afrikaans praat, dat hulle van hier afkom. Daai aksent is kenmerkend. Presies. Namakwalanders het hulle eie uitspraak en idiomatiese manier van praat. Dis ons unieke styl. En dis interessant, want al is mense hier van verskillende agtergronde, klink almal amper dieselfde. Dis nie so standaard Afrikaans nie. Dis ons unieke styl. Hoekom so, Amy? Omdat Namakwaland nog altyd eilbevolk was, mense was op mekaar aangewese, ongeag kleur of klas. So daar was baie vermenging van taal en kultuur. Dis hoekom jy nie groot verskille hoor tussen hoe die verskeie bevolkingsgroepe hier praat nie. Ek hou daarvan. Dis soos een groot mengsel van stories en stemme. Ja, en baie van die bruin Namakwalanders is afstammelinge van die Nama-mense, die oorspronklike inwoners van hierdie streek. En hulle dra nog steeds daardie name-erfenis van geslag tot geslag met trots. Dis mooi om te hoor hoe die geskiedenis nog in die mense leef. Maar waar bly meeste van die Namakwalanders vandag? Die grootste groep bly in die Namakwa-distrik, met Springbok as die hoofdorp. Sommige mense het weggetrek, maar verwys nog steeds na Namakwaland as hul huis. Net om 'n paar plekke te noem, en verskoon my omdat ek 'n paar dorpe se name mis, maar mense bly in Springbok, Nababiep, Oukiep, Carolisberg en Concordia. Die dorpe is almal relatief naby mekaar geleë. Dan verder noord is Steenkop wat eers 'n sendingstasie was. En dan aan die kus kry jy Port Nolloth en Alexanderbaai. Twee van die belangrikste seeplekke hier. O, en wat van Kleinsee? Dis mos ook iewers in Namakwaland. Ja, Kleinsee, insluitend Kooinas, is myn dorpe verder suid. En daar's nog vele dorpe wat ek kan opnoem, soos Kommagas, Boffelsrivier, Hondeklipbaai, Leliefontein, Subatsfontein, Kamieskroon ensovoorts. Almal die dorpsmense dra almal 'n diepe trots met hul rond. En wat van die mense wat op plase woon? In Namakwaland fokus boere oor hoofs op skaapboerdery. Dit word erken as die hoofmanier van landbou hier en stel gewoonlik nie baie werkers aan nie. So jy kan sê dat die platteland bly stil en oop en dis 'n groot deel van die rustige Namakwalandse leefstyl. Dis eintlik lekker so. Min mense, baie spasie en vele hart. Dis presies dit. Namakwaland is dalk klein in getalle, maar groot in gees. En dis wat hierdie plek so besonder maak. En op daai noot, Tommy, dit raak laat en tyd om huis toe te gaan. Totsiens, vriende. Okay. Bye Amy, bye almal. Tot 'n volgende keer.